Jesus, U is groot bo almal. U is ons sterke verlosser. U is die magtige Heer. U is ons heiland. U is Immanuel, God met ons. U is ons reddende Here, ons lewende woord. In U naam is ons vanoggend hier by mekaar. In U naam begin ons hierdie erediens, gaan ons deur die erediens, en in U naam gaan ons ook later vanoggend daar by die deure uit die wêreld in. Amen. Ons Here Jesus, broers en susters, jongmaats, groot bo almal, is ons Immanuel, wat beteken God met ons. En daarom is hy ook vanoggend hier saam met ons in hierdie erediens. Hy saam met jou daar waar jy vanoggend na die opname kyk. En hy beloof vir jou sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Ons loflied sluit nog aan by een van die ander benaminge van ons Here Jesus. Daar's baie benaminge van hom in die Bybel. Een van die beskrywings wat ons van hom vind, kry ons daar in Johannes, die Evangelie. En daar staan, hy is ook die lig vir die wêreld. Is dit nie wonderlik nie, né? In al hierdie duisternis in die wêreld waarmee ons elke dag te doen het, is daar 'n lig. Die lig vir die wêreld. En dan sing ons in lied 488 wat ons nou gaan sing, dat daardie lig nie 'n flou liggie is nie. Nie 'n liggie is wat iewers weggesteek is nie. Nee, ons sing op vers 1, helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Tot die hele wêreld kan sien, U is die lig. Mag U lig, Heer, deur ons skyn. Kom ons sing lied 488, al 5 die verse.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here Jesus, U is voorwaar die lig vir die wêreld. Nie net die lig vir die wêreld nie, maar ook die lig in elkeen van ons se lewens. Op ons kalender, Here Jesus, staan dat ons vandag 'n biddag vir die blindes het. Ag Here, dit is so hartseer dat ons weet dat mense wat van geboorte af blind is, nie daardie lig kan sien wat ons sien. Maar ons bid vandag vir hulle. Ons bid vandag vir hulle dat hulle in hulle geestesoë U lig sal sien. Dat hulle U lig op 'n goddelike, bonatuurlike manier in hulle lewens sal ervaar. Dankie Here vir elkeen van hulle, wat vir ons elkeen ook so wonderlike voorbeeld stel. Here, ons bid ook vandag vir almal wat eksamens kry. Here, hulle het 'n behoefte dat daar lig op die vraestel sal val, dat hulle verstand verlig sal word wanneer hulle eksamens kry hierdie week. Ons bid vir elkeen van hulle, dat U vir hulle sal help met deursettingsvermoë om te studeer en dat U ook vir hulle verligting van verstand sal gee wanneer hulle in die eksamenlokaal sit. Ons bid ook vir elke ouer in hierdie tyd wat hulle kinders ondersteun. Here Jesus, ons bid ook vandag vir al die siekes op ons voorbiddingslys. As daar een ding is waaraan hulle 'n behoefte het, dan is dit lig aan die ander kant van die tonnel. Uitkoms, genesing, beterskap, minder pyn. Ons bid dit vir hulle. Ons bid vir hulle vir lig aan die ander kant van die tonnel. En ons bid intussen dat hulle waarlik ook U lig oor hulle sal beleef, daar waar hulle in die siekbed lê. Daar waar hulle dalk juis vanoggend in die siekbed lê en na hierdie opname kyk. Ons bid dit vir Piet Pretorius, vir Leon Olivier, vir Sonja de Pre, vir Laurens en Charlotte Vink, vir Nelly Geldenhuis, vir Morney Barnard, vir Bobby Snowden, vir Latisha Rousseau, vir Henny Janse van Rensburg, vir Hannes Ratman, vir Esmay Barnau, vir Marius Strauss, vir Jan van Skalkwyk, vir Tanya Orendaal, vir Lona Diedriks, vir Myra Visser, vir Andre Janse van Rensburg, vir Helene Botha, vir Johan Pinaar, vir Bessie en Gerta Koetser, vir Sylvia Beckett, vir Betty Viljoen, vir Martha Ritchway, vir Jaco van Jaarsveld, vir Lolien Roland, vir Monty van der Walt, en so ook al die ander siekes, wat nie op ons lys is nie, en al hulle geliefdes. O Here, verlig asseblief hulle pad. Dankie dat ons ook in U woord lees, dat U woord wat ons nou gaan lees, die lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet is. En daarom sien ons daarna uit om ook vanoggend te hoor, eintlik te sien, hoe die pad verlig word voor ons. Baie dankie dat U dit in ons harte sal doen, o Heilige Gees. In Jesus se naam, amen. Nou voordat ons Bybel gaan lees, is Sakkie weer vanoggend hier. En Sakkie het 'n storie met 'n tas. Nou kom ons kyk na die tas en Sakkie.
Jy het wat uitgevind van Abraham? Ek het uitgevind, Abraham se naam was eintlik Adam-tas. Was Abraham se naam Adam-tas? Ja, Hoekom sê jy so? nee man, sommer die teen toch aan die bejaarde. Kom die Here na Abraham en sê, Abraham, pak jou tas. Jy gaan nou trek. Het die Here vir Abraham gesê, Abraham, pak jou tas, jy gaan nou trek. Ja, lees jy nie Genesis 12 nie? Ja, Genesis 12 is mooi. Nou ja, precies. Hier kom ek lees ons. Alles is chaos en die volgende oomblik sê die Here, Abraham, kom jy begin natuurlijk met 'n plan vir jou. Jy is reg, maar ek het nou steeds nie lekker maak nie in die Adam-tas storie. Nee man, ek dink sommer nie. Die Here het geweet, hy gaan eendag van hy vir Jesus stuur. En ons weet nou alles van Jesus, maar dink jy Abraham het geweet? Ek dink nie Abraham het geweet. Nou ja, hy moes net sy tas pak en trek en net doen wat die Here vir hom sê. Hoe dink jy het hy gevoel? Ek weet nie hoe hy gevoel het nie. Maar wat ek weet is, Abraham het nog nie geweet wat God se plan is nie. En die volgende oomblik moes hy net sy goed vat en trek. Ja, ek dink baie keer weet niemand dink wat presies gaan nou aan nie. Wat gaan nou in my lewe? Maar as ek een ding weet, Wat kan ons weet, Sak? God weet wat hy doen. Die Here weet wat hy doen. Ja, soos hy sê, ek het 'n plan. Pak jy nie jou tas, dan kan jy dit doen. Sal jy dit doen? Ek glo ek sal dit doen, Sak. Ek dink, kom ons gaan op vakansie. Nee, jy het verkeerd verstaan. Beteken dit dat ek nog steeds môre skool toe gaan? Ja, wel, die Here is mos nou besig om te werk, as ek nie soos jy sê. Okay, so die tas wat ek moet pak is my skooltas. Dit lyk my by ook, ek sê ja. Okay, fine. Kom ons gaan pak dit in. Kom ons lees nou oor Abraham en sy tas. En ons lees dit in Genesis 12 en daar vanaf vers 1 tot 9. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, sy aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Tot sover ons skriflesing. Om te trek is in ons bloed. Dit het al begin met die Hollanders wat in 1652 getrek het
hier na die suidpunt van Afrika toe. 'n Ruk later het die Franse Hugenote gekom. Hulle is gevolg deur Duitse burgers wat hierheen getrek het. In 1820 het die Britse settlers gearriveer. In die 1830s het baie van ons voorouers weer getrek. Hierdie keer deur die groot trek die binneland in. Die afgelope jare het die trek weer hervat, met baie van ons kinders wat oor see toe getrek het. En die wat nie oor see toe getrek het nie, het Kaap toe getrek. Ons elkeen sy eie geskiedenis is vol trekke. Ansonet en ek het al 9 keer getrek. Daar is van julle wat al meer as ons getrek het. Baie van julle bly al geslagte lank hier, dikwels nog in dieselfde huis. Maar iemand moes hierheen getrek het om dit vir julle moontlik te maak om hier te bly. Om te trek is nooit maklik nie. En navorsing wys dat 'n trek een van die mees traumatiese ervarings is wat 'n mens kan deurgaan. Miskien omdat jy jou wortels iewers waar jy dit goed ingeplant het, moet uittrek en op 'n ander plek waar die grond onbekend en hard is met min reën, moet inplant. Ook vir Abraham moes sy trek baie moeilik gewees het. Die Here het vir hom gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Abraham was gelukkig in Haran. Daar het hy na jare se harde werk 'n goeie, suksesvolle bestaan gevoer. Hy was naby sy familie, hy was tussen sy eie mense wat hy goed verstaan het, met wie hy kon saamleef. En nou sê die Here vir hom, los dit alles. Om die kroon te span, was Abraham al reeds 75 jaar oud. Nie die ouderdom waarop 'n mens noodwendig meer wil trek nie. Dit lyk ook nie of die Here vir hom regtig 'n keuse of enige ruimte om te onderhandel gegee het nie. Die opdrag was duidelik en eenvoudig. Jy moet trek. Die Here het nie vir hom gesê waarheen hy moes trek nie. Hy moes net begin trek en op die Here se leiding wag en vertrou terwyl hy trek. Ja, ek dink nogal, hierdie trek was vir Abraham baie moeilik. Ons kan met Abraham identifiseer. Dikwels bevind ons onsself na 'n trek op 'n plek waar ons nie wil wees nie, waar ons nie gelukkig is nie. Dit voel soms dadelik so of dit ontwikkel met tyd so. Jy het 'n tyd gelede of lank gelede na jou blyplek toe getrek. Maar dit is nou nie meer dieselfde nie. Die mense is nie meer dieselfde nie. Daar is nou ander mense rondom jou. Mense nie soos jou mense nie. Die infrastruktuur en dienste is lankal nie meer wat dit eens was nie. Jy het 'n tyd gelede, of dalk lank gelede, na jou bestaande werk toegetrek. Toe was dit die moeite werd, maar intussen het alles verander. Die base lyk en klink anders. Die atmosfeer het heeltemal verander. Daar gebeur dinge waaroor jy ongemaklik is en heeltemal teen jou beginsels is. Jy wonder wat jy nog daar maak. Jy is nie meer gemotiveerd om soggens werk toe te gaan nie. Dit is net jou salaris, wat ook maar klein is, wat jou daar hou. Miskien
het jy vanaf voor pensioen na pensioen toegetrek. Met al die implikasies wat dit inhou. Jy kyk moontlik na hierdie opname, omdat jy weens jou gesondheid amper permanent na jou bed toe getrek het. Dalk het jy van 'n ander skool af na hierdie skool toe getrek. Jy moes jou maats en jou gunsteling onderwyser agterlaat. En jy sukkel om aan almal hier gewoon te raak en weer 'n ware vriend te kry. Miskien het jy 'n ruk gelede vanuit 'n ander gemeente in hierdie gemeente ingetrek. Eintlik het dit die afgelope 15 jaar met ons almal gebeur, né? Alles gaan goed hier, maar so nou en dan verlang jy met heimwee terug na jou vorige gemeente. Die Here laat nie net vir Abraham trek nie. Hy laat hom trek met 'n paar beloftes. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham moes sy land verlaat. God beloof, hy sal vir hom 'n nuwe land wys. Abraham moes sy familieverband verlaat. God beloof, hy sal hom 'n groot nasie maak. Abraham moes sy ouerhuis verlaat. En God beloof, hy sal hom vir al die geslagte van die aarde tot seën maak. Omdat ons die hele Bybel tot ons beskikking het, weet ons, God het al sy beloftes aan Abraham nagekom. God laat ons nooit trek sonder sy beloftes nie. God plaas jou nooit op 'n plek sonder sy beloftes nie. In die Bybel is daar oor die 3000 beloftes van God. Baie van hulle het te doen met God se teenwoordigheid. Waar jy ook al nou is, hoe moeilik dit ook al nou is, God het jou nie net daar geplaas en jou gelos nie, hy is by jou. Jesus het immers beloof in Matteus 18 vers 20, dat hy altyd by ons is. Ons het die afgelope Pinkster weer gehoor, dat hy in ons is, so naby aan ons is hy. In ons oggendoordenkingsreeks hoor ons hoe hy ons gees kragtig maak. God bly by sy beloftes. Ons lees in Hebreërs 10 vers 23, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Dit herinner aan 1 Tessalonisense 5 vers 24, waar daar staan, hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Dit beteken, dat God nie net sy beloftes nakom nie, maar ook die krag en genade gee, om die pad wat hy vir jou uitgestippel het, te voltooi. Maar nog steeds, vra jy dan, maar hoekom hier? Hier waar ek nou bly, hier waar ek nou werk, hier waar ek so swaar kry. Die Here kan my tog op 'n ander plek sit, waar dit nie so moeilik is nie. Kom ons lees weer, vers 2 en 3. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën
wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Het julle gesien wat in hierdie 2 verse onderstreep is? En jy moet tot 'n seën wees. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Jy moet tot 'n seën wees. Dit is waarom jy nou is waar jy is. Om daar tot 'n seën te wees. Abraham het hierdie tot 'n seën wees baie ernstig opgeneem. Soos hy getrek het, het hy die grondgebied verower nie. Hy het wel by elke plek waar hy gestop en 'n ruk oorgebly het, 'n altaar opgerig. Ons lees hier in Genesis 12 van 2 altare wat hy so opgerig het. Daar was 'n baie goeie rede hoekom hy dit gedoen het. Dit het hom herinner dat die Here by hom is, en die altare moes die Kanaaniete in wie se gebied hy inbeweeg het, gewys het dat daar 'n ander God is as hulle gode, die ware God. Hy het nie God in hulle kele afgedruk nie. Hy het net altare gebou. En as iemand hom gevra het, vir watter God is hierdie altaar, het hy die geleentheid gebruik om hulle van die ware en enigste God te vertel. Sy lewenswyse het ook na die ware God gewys. Van God se eienskappe was in hom. En so was hy oral waar hy gekom het, 'n seën. Dit is hoekom ons is waar ons is. Ook op hierdie oomblik. Op moeilike plekke. Op plekke waar God dalk nie herken en erken word nie. Ons is daar om altare te bou. Elke getuienis oor God en wat hy vir jou beteken, dat jy jou lewe op hom bou en op hom vertrou, is 'n klip van die altaar. Elke keuse vir omgee in plaas van oordeel is 'n klip van die altaar. Elke nederige diens in plaas van soeke na mag is 'n klip vir die altaar. Elke keer wanneer ons in liefde en vrede optree in plaas van woede en haat, is 'n klip vir die altaar. Elke goeie woord vir hulle, elke goeie woord oor hulle, en elke goeie woord van hulle, al is daar min rede daarvoor, is sommer 'n paar klippe op die altaar. En dade van deernis en omgee en betrokkenheid om daardie plek waar jy is 'n beter plek te maak, is die afronding van die altaar. Saam met jou gawes en talente wat God jou gegee het, is dit alles tot seën vir waar jy nou is. En as dit moeilik raak om so 'n seën te wees, en dit sal dus gewaarborg dat dit sal moeilik raak, kyk dan met die Johannes 3 vers 16 bril na hulle vir wie jy tot 'n seën moet wees. En besluit dan hoe jy gaan optree. Johannes 3 vers 16 is nie verniet een van die belangrikste en bekendste verse in die Bybel nie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het,
sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons kyk gewoonlik met Johannes 3, vers 16 na onsself. Daar staan dat God die wêreld liefhet. Jy kan jou naam, jou eie naam, in die plek van die wêreld insit. Solank jy net ook die name van almal met wie jy te doen het, sy name ook daar insit. Want hulle is ook soos ek en jy, deel van die wêreld vir wie God liefhet, en vir wie hy sy seun gestuur het. Met Johannes 3 vers 16 as motivering, kan ons selfs onder die moeilikste omstandighede 'n seën wees vir mense om ons. Wanneer jy net nou in jou straat inry, môre by jou skool instap, môreoggend by die werk opdaag, onthou vandag se boodskap. God het jou daar gesit, soontoe laat trek, en hy sal jou daar hou, solank as wat jy daar moet wees, om daar 'n seën te wees. Ja, dit gaan nie maklik wees nie, daarom doen jy dit nie alleen nie. Hy wat jou daar gesit het, is by jou en in jou. Amen. Jy's geseën om te seën, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself vir ander te gee, jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy is geseën om te seën, vol van ontferming, vol liefde, vol troos, buk die Heer van die heelal oor jou, en sy geur bly hang, sprekend soos 'n wierookvol om jou. Jy's geseën om te seën, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself as 'n offer te gee, jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy geseën om te seën. So broos en so breekbaar, so alledaags draai jy die kennis van God, soos 'n skat in jou erfkruik lewe, van elke dag klei, leef die gees van 'n multimagnaat, wat jou seën om te seën, jou laat kry om te gee, jy leef om soos Jesus jou lewe te gee, mag hy oor jou skyn, mag jy werk in sy lig, mag jy rus in die glans van sy sagte gesig, begenadig, begunstig, geseën, geroep en gestuur. Om te seën en te seën en te seën. Sonder u gees kan ons nie, wil ons nie beweeg nie. Sonder u gees
is ons blind en sonder krag. Maar met u Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat u vra. U roep ons om te gaan. U roep ons om te staan. U los ons nooit alleen en vir u naam sal ons staan. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons gaan afsluit met 'n vlamlied vanoggend, Vlam 113. En die tema van hierdie vlamlied is: Here Jesus, U skyn oor almal. Ons gaan die lied saam met 'n videoklankband sing. Nou omdat dit dalk 'n onbekende lied vir julle is, gaan ek eers die eerste vers vir julle speel en dan gaan ek hom weer terugskuif en dan begin ons die eerste vers saam sing. So luister eers mooi na die melodie, julle sal dit baie vinnig optel. Dit is 'n pragtige lied en dit sluit so mooi aan by vanoggend se boodskap. Oh
hom weer en dan sing ons lekker hierdie lied saam. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Hy sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, sodat julle ook verander tot seën kan wees.